Goeiemôre aan almal, baie welkom vir almal van julle. Maar kom ek bid en dan duik ons in die preek in van vandag ook. Vader, U is 'n goeie God. Dankie vir U woord, dankie vir die krag van die woord. Dankie dat U getrou is. Dankie vir U Gees wat dinge vir ons oopbreek. En ek wil kom vra, Here, dat U vir ons dinge sal oopbreek uit die woord uit. U drome vir ons lewe, U drome vir hierdie jaar, U planne vir ons lewe. En ek bid dat U vir ons sal wys, wat is dit wat op U hart is vir ons lewe. Dat ons in gehoorsaamheid agter U sal aanloop, Here Jesus, dat ons U sal volg, want U is 'n goeie God. En ek wil kom vra dat die dinge in ons harte sal losmaak nou. Dat ons sal kom herinner van drome dalk, wat ons lank terug ergens gebeur het. Dinge wat op U hart is vir ons lewe. Mag U 'n nuwe vuur en 'n nuwe passie skep, tot eer van U naam ook. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek begin met 'n reeks wat ek noem groter, beter, dieper vandag. Want gewoonlik aan die begin van die jaar is dit redelik hoe almal se jaar lyk en hulle beplanning lyk en hulle doelwitte lyk en hulle drome lyk, groter en beter en sterker en ligter, kilos wat verloor moet word en sterker. Ons begin weer gym is almal vol nou en ek het gehoor dat môre is die dag gewoonlik. Die dag wanneer 'n nuwejaarsvoorneme is, die 19de Januarie, gee die meeste op. So ek is hier om jou aan te moedig, gaan verder as môre vir jou nuwejaarsvoorneme, dis wanneer die meeste sterf. Maar daar's hierdie ding van ons wil groter en beter en meer al hierdie dinge van hierdie jaar, maar verbeel jou vir 'n oomblik, iemand kom uit die ruimte uit of hulle kom ergens uit 'n ander land uit en hulle praat nie jou taal nie en hulle verstaan nie alles wat jy sê nie, maar hulle kyk net na alles wat jy doen, hulle kyk net na jou kalender en hulle kyk waarmee jy besig is, hulle kyk wat jy navors, wat jy ondersoek instel, dit wat jy lees. En hulle kyk na al hierdie dinge, wat is die afleiding wat hulle sou maak oor wat jy beplan om te bereik hierdie jaar? Wat 'n afleiding sou hulle moet maak oor waaraan jy toegewyd is? Almal van ons is toegewyd aan iets. Die vraag is wel, waaraan is jy toegewyd? Waaraan spandeer jy jou tyd? Waaraan spandeer jy jou geld? Waaraan spandeer jy jou energie? Want dit sê iets van waaraan jy toegewyd is. En as hulle na al hierdie dinge sou kyk in jou lewe, nie na jou intensies en wat jy hoop om te bereik nie. Dis een ding om te sê, ek wil 'n marathon hardloop. Dis iets anders dat jy actually die kilos op die pad sit en die ure insit en die tekkies koop en dit doen. So, as hulle kyk na alles wat jy doen en wat jy al in plek gesit het en neergeskryf het en beplan het en doelwitte geskryf het, wat is die gevolgtrekking wat hulle sal moet maak oor jou lewe? Kom ons vat dit nog 'n bietjie verder. As die Here sou kyk na al hierdie dinge, nie jou intensies nie die goedjies wat ons vir mekaar sê nie, maar wat ons eintlik doen en wat ons in plek sit, wat sou die Here sê, wil jy bereik in hierdie jaar? En dan vra ek die vraag, is dit enigsins in lyn met wat jou oortuiging is? Sou hulle die afleiding maak dat die Here en Christendom belangrik is vir jou lewe en dat dit 'n prioriteit is in jou lewe, of sou dit wees soos, ja, dit is daar, maar dit is net daar een kant iewerste ergens soms? So ek wil die vraag vir jou vra, in 2026, wat 'n droom het jy? En waaroor bid jy? Wat is die dinge wat jy wil bereik? Wat is die dinge wat jy wil verander? Droom jy nog? Miskien het jy hierdie jaar ingegaan en jy is eintlik so oorweldig en jy het soveel seer en jy het soveel teleurstelling dat jy eintlik maar net aangaan. En alhoewel daar 'n natuurlike moment is aan die begin van die jaar, is jy half, hier gaan ons weer. En ek hoop ek maak dit. Maar wat is die dinge? Droom jy nog? En bid jy nog oor groter dinge? In die week het ek 'n studie deurgewerk van Chip Ingram van Good to Great. En hy praat oor hierdie konsep om groot drome te droom en om groot gebede te bid eintlik. En ek wil iets van dit vandag eintlik vir jou opsom en iets met jou oor dit praat vandag. Maar hy maak hierdie stelling wat eintlik diep vir my eintlik kom herinner het aan drome wat ek dalk eintlik bietjie weer moet afstof. Drome wat ek altyd oor gebid het, maar wat ek so half eenkant gesit het. Drome wat dalk nog nie heeltemal in vervulling gekom het nie. En as gevolg van die feit dat die lewe net gebeur het. En daar's dinge wat moet gebeur en ons e-mails wat hanteer moet word en probleme wat opgelos word en ons begin so hier kyk en nie daar ver kyk nie. En hy maak hierdie stelling wat ek vir jou wil lees. Hy sê, God delights to do impossible things through improbable people to impact exceeding grace to undeserving recipients. Nou, kom ek breek dit vir jou op. So hy sê, God doen nie net nie, hy vind vreugde daarin om onmoontlike dinge te doen. Dis wie hy is. Hy is die God wat onmoontlike dinge kan doen en hy vind vreugde daarin om onmoontlike dinge te doen, want weet jy wat gebeur? Almal moet dan sê, dis net God. Dis nie die hande werk nie, want hy doen dit deur onwaarskynlike mense.
Mense wat onwaarskynlik dit sou bereik, en heel moontlik mense onwaarskynlik soos die persoon wat in jou sitplek sit. As jy die Bybel lees, en as jy kyk die mense wat, ons het baie keer so al veragting vir al hierdie mense in die Bybel, en is wonderlik, maar hulle was gewone mense. En as jy kyk na wie hulle was, en hoe hulle geleef het, dan kwalifiseer almal van ons, om ook gebruik te kan word deur die Here. En dan doen hy dit, hy doen hierdie bonatuurlike genade wat hy vir mense gee, en hy kry al die eer uit dit, want as die mense kyk na die mense wat dit veroorsaak, is so, dis geen manier dat jy kan doen nie. Ek weet wie jy is, en ek weet jou verlede, maar daar's geen manier nie. God vind vreugde daarin. En so vra ek die vraag, wat droom jy nog? En wat beplan jy, en wat bid jy in hierdie jaar wat voor lê? Want dis die ding wat ek en jy moet weet van groter drome, en ek wil jou aanmoedig om groter drome te droom. God het die vermoë, en jy kan invul op jou raamwerk, God het die vermoë om die onmoontlike te doen. Dis wie hy is. Hoor wat sê Jeremia 32, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot maak. Yes, dis wie hy is, en ons glo, baie van ons glo hy is die skepper, maar dan sê, niks is vir U onmoontlik nie. Kan ek jou vra? Glo jy dit nog? Glo jy regtig nog dat niks is vir God onmoontlik nie? Die engel sê vir Maria, nadat hy vir haar gesê, luister, jy gaan swanger word, en jy gaan die seun van God in die wêreld bring, en sy sê half, hoe gaan hierdie werk? Ek weet hoe werk hierdie ding, en dis nie hoe dit werk nie. Dan sê die engel vir haar hierdie woorde, niks is vir God onmoontlik nie. En dan doen God presies wat hy gesê hy gaan doen. En hy doen die onmoontlike, dat die maagd swanger word, en die seun van God in die wêreld bring. Glo jy nog dat niks is vir God onmoontlik nie? Of as jy na jou drome moet kyk en jou gebede kyk, moet dit iets verkondig dat jy glo daar's beperkings op wat God kan doen, so ek bid net en vra net en droom net oor hierdie. Die tweede ding, God het die begeerte om groot dinge te doen. Groot dinge deur mense te doen, mense soos ek en jy. In 1 Korintiërs 2 skryf Paulus, hy sê, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En hoor, moenie mis wat Paulus sê, luister, God het dinge hou hy gereed. Dinge wat ek en jy nog nooit kon bedink, of nog nooit in ons gedagtes opgekom het, nog nooit in ons hart geval het nie, hou hy gereed vir mense wat hulle hand op sal steek en sê, ek wil iets doen. En hy bring gedagtes en kreatiwiteit en planne wat ek en jy nog nooit kon bedink nie. Daar's sekere tegnologie, en partykeer as jy dan kyk, en as jy so, hoekom kon ek nie aan dit dink nie? Dit is so eenvoudig. Maar iemand het aan dit gedink en het 'n beplan gemaak. Ek bedoel, daar's tegnologie wat ek en jy nou gebruik wat 10 jaar terug nie eens bestaan het nie. Ons kon nie eers bedink nie, en oor 10 jaar gaan daar tegnologie wees wat ons nog nie eers in ons gedagtes kan bedink nie, en dit gaan deel wees van ons lewe. Wat soveel meer in die koninkryk van God, is daar dinge wat God gereed hou, en wat hy wil doen, en dinge wat hy wil sien gebeur, wat ek en jy nie kan bedink nie, en maniere om goeders op te los, en maniere om mense te bereik, wat ons nie eens kan bedink nie. Maar dit is goed. Maar hier is wat jy moet verstaan, God werk op 'n sekere manier. Baie keer wanneer hy drome gee, dan gee hy dit dat, en hy vereis eintlik dat jy uit jou ongemaksone moet kom. Of uit jou gemaksone moet kom, in die ongemaklike ook. Toe hy vir Abraham sê, luister Abraham, ek het 'n plan vir jou lewe. Hier's wat ek wil hê jy moet doen. Vat jou familie en trek uit hierdie land uit waar jy is, waar al jou sekuriteit is, waar alles gemaklik is, en gaan na die land wat ek vir jou sal wys. Einde van die sin. En ek dink, Abraham was soos, ek wil net seker maak, waartoe gaan ons? Ek sal vir jou sê as ons daar kom. Ek wil net hê jy moet begin gaan. Die Here se woord is 'n lamp vir my voete, en 'n lamp is net hier, dis nie 'n spotlight daar ver nie, dis hier. En so baie keer as die Here vir jou groot drome gee, gaan hy vir jou buite jou gemaksone sit, en jy gaan 'n tree van geloof moet neem. En dan baie keer sit hy drome in jou hart. Vir Josef sit hy drome in sy hart. En hy sien hoe sy broers en sy pa voor hom neerbuig. Maar hy was nog bietjie onvolwasse in sy drome, en hy deel dit met hulle, dit sou later gebeur. En soms bou die Here eers karakter voordat dit in vervulling kom, en dit sien jy ook. Baie keer is daar 'n gaping tussen wanneer God die droom gee en wanneer dit gebeur. Dawid word koning en dit vat lank voordat hy koning word. Moses het hierdie begeerte om die volk te bevry, maar dit gebeur eers later. Josef het hierdie drome, maar dit gebeur eers later. Baie keer laat God toe dat jy in jou eie krag probeer om daai drome in vervulling te bring, en dan laat hy toe dat jy val. Moses sien wat aangaan met sy volk, en hy is omtrent 40 jaar oud, en hy wil iets aan dit doen. En hy maak hierdie ou dood.
En dan kom dit uit en word bekend dat hy het iemand doodgemaak, want hy wou hierdie Egiptenaar wat die Hebreër onderdruk het hy iets aan gedoen. En dan vlug hy, en dan 40 jaar later, dan bring hy hom terug, soos hier's my manier hoe ons dit gaan doen. Die idee was reg, ek wil hierdie volk bevry, maar hier's hoe ons dit gaan doen. En soms gebruik die Here, jy is die ding wat die grootste fout in jou lewe was, om jou grootste bediening te word. Paulus' storie begin met hy vervolg die kerk, hy maak mense dood wat Christen is. En later word hy die kerkplanter en hy skryf groot deel van die Nuwe Testament om kerke wat hy geplant het te bemoedig en te sien dat hulle vorentoe gaan. Maar iets wat jy ook moet weet, drome gaan jou iets kos. Dit gaan jou iets kos. Die droom van God dat mense in 'n verhouding met hom is, het hom gekos sy seun wat aan 'n kruis gesterf het vir jou en vir my. En as God dinge in vervulling moet jy weet dat daar is 'n koste aan verbonde. En dis gewoonlik waar mense sê, nee, ek klim uit. Maar God gee, nommer 3, die uitnodiging. Hy het 'n uitnodiging vir jou om te droom. Hoor wat skryf hy in Psalm 2:8. Hy sê, vra my. Wat 'n uitnodiging. Vra my, en kyk hoe groot is hierdie uitnodiging wat hy maak. Vra my, en ek gee volke vir jou as eiendom. Die hele aarde as jou besitting. Wat 'n groot uitnodiging is wat God gee. Hy sê, luister, vra my, daar's volke en nasies en plekke wat ek wil bereik. Daar's dinge wat ek in hierdie wêreld wil doen, en ek soek net iemand wat sal vra. En sê, Here, gee vir my. Here, doen iets in ons kerk, doen iets deur ons kerk, doen iets in my lewe en deur my lewe wat groter is wat ek ooit kan bedink. Wat kan gebeur? Jesus, die aanvoerder dat hy gekruisig word, sê die volgende vir sy disippels. Hy sê, dit verseker ek julle. En sy disippels het geweet wanneer hy daai woorde gebruik, beteken dit soos let op, hier is wat aangaan. Party vertaling sê, waarlik, waarlik ek sê. Soos hierdie is die ding, jy moet nou oplet. Wat ek nou sê, moet jy vasmaak in jou hart, want dit is wat belangrik is. En dan sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En ek dink sy disippels het daar gesit en soos, okay, kom ons dink net gou vir 'n oomblik, wat is dit wat hy alles gedoen het? Kom ek en jy dink net vir 'n oomblik, wat is dit wat hy gedoen het? Hy het mense uit die dood uit opgewek, hy het siekes genees, hy het lerings gegee, duisende mense het na hom geluister. En dan is dit asof, hier is dit nie 'n punt daar gegee nie, hy het net asem gehaal, en dan sê hy, en hy sal nog, hier is daai woord, groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Dit gaan oor hom, dit gaan oor sy glorie. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Glo jy dit nog? Glo jy nog dat as jy dinge in die naam van die Here vra, dat hy wil doen? Glo jy nog dat jy dinge groter kan doen as wat Jesus gedoen het? Of het jou Christendom so afgewater geraak, dat die grootste ding waar jy vra is, Here, help my net hierdie week kom? En ek dink dit is belangrik om die Here te vra om hierdie week te kom, maar is dit die som totaal? Here, help net my kinders deur die toets kom, net deur die week. Of is daar nog drome? Want die gevaar is, ons begin so in 'n boksie leef, en God staan hier so en hy sê, hallo, ek wil iets in die wêreld doen, ek wil iets groters doen as wat julle kan bedink of iets, ek wil mense bereik wat nog nooit bereik is nie, ek wil planne en deurbrake bring wat nooit nog bedink is nie, ek wil iets baie groters doen as net deur die week kom. So wat is nodig vir jou en vir my om groter gebede te begin bid, sodat ons groter drome kan droom? Ek dink daar is sekere karaktereienskappe wat mens vind in mense wat groot gebede bid, en gebede wat soos net die hart van God roer. En dis nie 'n formule wat jy volg nie, dis karaktereienskappe. En ek dink die eerste is dat dit is persoonlik. En wat ek daarmee bedoel is dat die kern van die rede hoekom ek bid, is nie oor wat ek kan kry uit hierdie ding nie. Die doel en die kern van dit is dat ek wil God beter leer ken. Ek wil by hom wees. Ek wil naby hom wees. Ek wil 'n verhouding met hom hê. Ek wil nie net vra my luister, Here, help hierdie, gee hierdie, doen hierdie nie. Here, ek wil u ken. As jy die ouens in die Bybel bestudeer, dan sien jy hierdie dinge. Moses sien die werke van God, hy sien die hand van God, hy sien hierdie 10 plaae, hy sien hoe God die see oopmaak, dinge wat nog nooit kon bedink word nie, wat nou vir ons geskiedenis is. Hy sien hoe God dit oopmaak, hy sien hoe daar water uit klippe kom, en hy manna en kwartels, hy beleef al hierdie werke van God. En weet julle wat is die ding wat hy vra? Laat ek tog net u magtige verskyning sien. Here, ek wil u net ten volle ken. Ek wil net die volheid van u verstaan. En as Here vir hom, daar was geen manier nie. Jy gaan doodgaan as dit moet gebeur. Maar wat ek sal doen is, ek sal jou in 'n rotskeer wegsteek en as ek verby beweeg, kan jy my van agter af kyk en dan sal ek my naam oor jou uitroep, oor wie ek is,
En dit is presies wat hy doen vir Moses. As jy die gebede van Dawid lees, Psalm 27 sê, net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Ek het 'n begeerte om naby hom te wees, en in sy omgewing en by hom. Ek wil hom leer ken. Paulus het wonderlike dinge gedoen en kerke geplant en briewe geskryf en al hierdie dinge. Maar as jy hom so oopzip en jy so by die kern kom, ek dink Filippense gee vir ons iets van wat was sy grootste begeerte. Al wat ek wens is om Christus te ken. En dit was sy begeerte vir almal wat hy geleer het van Jesus, vir die kerke, is dat hulle sy liefde sal ken, dat hulle sal weet wie Jesus is. Dis my begeerte, ek wil Jesus ken. Die krag van sy opstanding wil ek ondervind, en ek wil deel hê aan sy lyding, en dis gewoonlik, ons hou nie van hierdie gedeelte, maar ek wil deel hê aan sy lyding, want deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel hê aan die opstanding. Ek wil deel wees van daai sodat ek ook die opstandingskrag kan beleef. Dis my begeerte, ek wil hom ken. Jesus self het in sy gebed aanvoer hy gekruisig is, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Dis die hart van dit. En dit is beskikbaar nou reeds hier. Dat wanneer ons hom ken en hom aanneem, dat ons die ewige lewe kan hê. Dis nie eendag ergens nie, dis reeds hier. Om U te ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. So, die eerste ding is, dis persoonlik, dis 'n verhouding. Die tweede ding is, dis uitgebrokenheid. Dis nie, ek daag nie op in hierdie gebede en sê, okay, Here, hier is ek, en hier is wie ek is, en ek wil groot dinge vir U doen, en maak, nee, jy kom in, en jy besef dat jy skiet tekort aan die standaard van God. Jy weet wie jy is, jy weet wat is jou sonde, jy weet wat is jou foute, jy weet wat is jou verlede, en in gebrokenheid kom jy na die Here en sê, Here, eintlik is ek bankrot, en eintlik het ek niks om te bring nie, maar ek wil U ken, en ek vra dat U my sal vergewe, en dat U iets in my sal vorm, en dat U deur my iets sal doen. Ek kom in 'n nederigheid voor hom. Dawid, een van die kragtigste gebede is seker Psalm 51 wat hy skryf nadat hy oorspel gepleeg het en later moord gepleeg het. En dan skryf hy die volgende. Hy sê, die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Dis 'n hart wat bring. Dis nie ek en hoeveel keer ek gevas het en hoeveel keer ek Bybel gelees het en wat ek alles so weet nie. Ek kom en ek verootmoedig my. Ek sê, Here, help. Hier's ek. Gebruik my. Derde ding is, groot gebede is fokus op God se agenda. Dit skuif van my agenda en my drome na God se agenda in hierdie wêreld. Nou natuurlik, Here Jesus leer ons moet vra vir wat ons nodig het. Hy sê, julle mag vra, gee ons vir ons daaglikse brood, en jy moet vra. Hy is 'n goeie Vader en hy wil weet, en hy wil hê dat jy vir hom vra wat jy nodig het. Maar die gevaar is dat die fokus van al ons gebede eintlik net ons word. Help my, gee vir my, sorg vir my, maak dit vir my gemaklik, en my kinders. En God gee aandag aan dit, maar God se hart kom in roer wanneer ons iets van dit afskuif en ons is soos, Here, maar hier is wat U wil doen in hierdie wêreld. Hier is U hart, hier is U begeertes, hier is U drome, en ek wil bid oor dit, en ek wil bid dat U my gebruik binne in dit. Wat is die sodat van jou gebede? As jy sê, Here, jy vra vir iets, wat is die sodat? Is die sodat net sodat my lewe gemakliker is, sodat ek meer kan kry en sodat ek gelukkiger kan wees? Of is die sodat U naam bekend kan word, sodat U evangelie bekend kan word, sodat mense Jesus Christus kan leer ken, sodat mense in vryheid kan leef, en sodat mense kan beleef die goedheid en die liefde van God. As jy die gebede in die Bybel bestudeer, waar die sodat gaan oor God se bekendheid, en sy naam en sy reputasie is, waar God wonderlike aandag gee aan dit. Ek dink een van die beste voorbeelde is Elia. Die hele volk draai weg van God af, en dan eendag dan roep Elia en hy sê vir hulle, okay, luister, ons gaan hierdie ding nou op hierdie berg doen, en al die profete van Baal, hulle moet kom, en al die volk, en ek gaan die Here roep, en ons gaan kyk wie is eintlik werklik God. En dan sê hy vir die Baal profete, okay, julle gaan eerste. So hoe dit werk is, julle moet vra dat julle God antwoord met vuur uit die hemel, dis hoe dit werk. En heel dag gaan hulle aan, en hulle kerm, en hulle kreun, en hulle steek hulle self, en doen allerlei goeders, met die hoop dat Baal sal antwoord, en niks gebeur nie. En aan die einde van die dag, sê Elia, okay, is my beurt. Dan slag hy die bees en hy sit die hout op die altaar, hy bou die altaar, hy sit die hout op, hy sit die bees op, hy grawe 'n sloot rondom hierdie altaar, hulle gooi water oor hierdie altaar 'n paar keer, sodat dit eintlik onmoontlik lyk dat dit enigstens kan brand. En dan gebeur die volgende.
Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid, en hoor wat hy bid. Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel. Here, ek kom vra, U is die groot en heilige God, en ek kom vra dat U vandag U naam bekend sal maak. Dit gaan oor U agenda, dit gaan nie oor Elia nie. Hy sê, ja, maar ek wil net hulle moet weet dat ek doen dit in U naam. En dat ek 'n U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Dit gaan oor U agenda, dit gaan nie oor Elia nie. Antwoord my Here, antwoord my tog, en dan gee hy, sodat, hier is die rede hoekom ek wil hê my gebede moet beantwoord, sodat hierdie volk kan besef dat U Here God is, en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Here, dit gaan oor U. Dit gaan oor U naam, en dat mense tot bekering sal kom. Dis die rede hoekom ek vra dat U sal antwoord. En hierdie tipe gebede is God soos, okay. En toe kom daar 4 van die Here af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe, die in die grond, dit het selfs die water in die sloot opgelek. Psalm 67. Mag God ons genadig wees, en ons seën, en mag hy tot ons redding verskyn. Sela, en Sela beteken stop en dink daaroor. En dis baie keer hoe ons gebede lyk, Here seën ons, en verskyn tot ons redding, en help ons, en dit gaan oor ons, en ons gemak. Maar laat ons kom maar. Here, doen hierdie dinge, wat is die rede? Sodat U dade oor die wêreld heen bekend mag word, en U reddende krag onder al die nasies bekend word. Dit gaan oor U, seën ons sodat ons tot seën kan wees, seën ons sodat almal kan weet, dat ons bid die ware God. Jesus self, Matteus 6, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Nommer 4, groot gebede staan op God se beloftes. Mense wat groot gebede bid, glo dat God wat hy sê, sal hy doen. Hulle glo dat God is wie hy sê hy is, en hy sal doen wat hy doen. Hulle neem hom ernstig op sy woord. Hulle neem die beloftes in sy woord ernstig op, en hulle staan op dit. Spreuke 30 sê, elke belofte van God is betroubaar, hy beskerm die wat by hom skuil, elke belofte. En hulle vat elke belofte, en hulle is belofte gesentreer gebede bid hulle. Hulle bid nie probleem gesentreerde gebede nie. Ek en jy is geneig om vanuit ons probleme te bid, en dis 'n probleem en help, en dis 'n probleem en help. Ouens wat groot gebede soos, Here, U sê dit, en ons vertrou U gaan dit doen. Here, hier's 'n belofte wat 'n oplossing is vir hierdie ding, so U het dit gesê, so ons glo U gaan dit doen. As ek en jy net vanuit ons probleme na die God kyk, dan word God eintlik net iemand wat iets moet doen. Maar wanneer ek en jy na ons omstandighede kyk vanuit die beloftes van God, dan lyk ons wêreld bietjie anders. En as ons benadering tot die wêreld en ons omstandighede anders. Maar daarom is nommer 5 belangrik. Groot gebede eis dapperheid. Vir jou om na die Here toe te kom en sê, Here, U het dit gesê, so U beter dit doen. in verootmoediging en in respek om na God te kom, soos Here, U sê dit. Moet jy op 'n morele goeie plek wees ook. Want God kan omdraai en sê, ja, maar ek het ook gesê, jy moet daai persoon vergewe en jy het nie. Ek het ook gesê, jy moet nie daai goed op die internet kyk en jy doen. Ek het ook gesê, jy moet rein lewe en jy doen dit nie. Maar nou kom jy na my toe, so ek doen dit. Kom ons begin daar. En dan gaan ons na die beloftes toe. Want ek doen wie ek sê is. Maar dit vat ook dapperheid. Want soms is God soos, jy het nou hoe lank gebid oor hierdie ding, en jy bid vir 'n oplossing, jy bid dat iemand dit sal doen. Wat van jy is die oplossing? En baie keer is ons wil altyd hê met iemand anders te wees wat die oplossing bring. En baie keer sê Here, ek wil hê jy moet die oplossing wees. Ek wil hê jy met 'n paar goeders kant toe skuif en 'n paar dinge neerlê en 'n paar dinge laat gaan wat vir jou so belangrik geword het, en ek wil hê jy moet die oplossing wees. En jy moet hier inspring en jy moet hier doen. Jesaja 6, Jesaja sien die Here in sy heerlikheid en hy sê, dit is verby met my. En dan doen hy iets, die Here 'n wonderlike werk in hom en hy stel hom en hy maak dat dit weer heilig kan wees. En dan vra hy, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En kyk, wat is Jesaja se antwoord? Hier is ek, stuur my. Is jy nog bereid om jou hand op te steek en sê, Here, hier is ek? Stuur my, gebruik my in 2026? Help my dat hierdie ding kan in vervulling bring. En dan die laaste ding, groot gebede vra die onwaarskynlike en verwag die onmoontlike. Het is onwaarskynlik dat daai verhouding enigstens kan herstel as ek kyk na die laaste 30 jaar hoe dit geloop het. Maar ek gaan in elk geval vra, want Here, U beloof dit en ek verwag die onmoontlike. Het is onwaarskynlik dat hierdie finansiële situasie in hierdie maand gaan omdraai of in die volgende 2 maande gaan omdraai, maar ek vra dit in elk geval, Here, want U beloof dit, hier is wie U is en ek vertrou U dat U die onmoontlike kan doen.
Is onwaarskynlik dat daai kind wat so lank weg is en weggedraai het van nie af en weet nie waar in die wêreld is nie, is onwaarskynlik dat hulle weer nou gaan verander na die laaste hoeveelheid jare, maar ek vra dit in elk geval en ek vertrou U vir die bonatuurlike. En die onmoontlike, want dit is wie U is. En ek doen dit nie omdat ek die vermoë het of die krag het of die bargain krag het nie. Ek doen dit alles as gevolg van wat Jesus gedoen het. Hebreërs 4 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. En ons kan met vrymoedigheid gaan, omdat ons in Jesus is en hy alles gedoen het wat moontlik is en nodig is vir jou en vir my te kan gaan. Dit gaan nie oor jou en my werk en ons goedheid en ons perfekte lewe nie. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Gewoonlik het ek gaan net te veel luister, ek het nie tyd om oor dit te praat nie, maar wat kan gebeur as jy begin droom in verskillende areas van jou lewe? Wat is daai ding wat as iemand iets oor dit sê, soos dit maak jou hart wakker en dit voel asof niemand anders dit sien nie, maar die Here doen iets daar. En jy voel die hele tyd die ding, iemand moet iets aan dit doen. Miskien is dit die area waar God 'n groot droom in jou hart wil kom sit wat nog nie eers kan bedink word. Wat 'n area van of groep mense soos iemand moet iets daar doen, iemand moet die help, iemand moet verandering bring. Wat breek jou hart? Wat is die dinge in verskillende areas? En gewoonlik ek luister 12 areas, ek gaan nie dit lees, ek gaan nie nou iets oor dit leer nie, maar miskien in jou geloofslewe, wat is die drome wat jy het? In jou huwelik, in jou gesin, in jou werkslewe, wat wil jy sien daar gebeur? Jou digitale gebruik, hoe lyk dit en wat wil jy verander daar? In jou bediening, wat se gawes en talente die Here vir jou gegee en gebruik jy dit en hoe kan jy, wat se drome droom jy oor dit? Jou finansies, jou sosiale lewe, jou vriende. Wat droom jy vir vriende en hoeveel dieper en hoeveel verder en miskien jou gesindheid en jou aanslag te lewe, miskien is jy altyd negatief en jy wil dit verander. Miskien sien jy altyd die ding wat verkeerd kan loop en jy wil anders te dink oor dit. Jou kreatiwiteit, waar leef jy dit uit? Dan jou geestesgesondheid en jou fisiese gesondheid. Maar hier's waar ek wil uitkom. Daar's 'n God in die hemel wat 'n droom het vir jou lewe. Wat groter is as wat jy enigstens kan bedink. Wat 'n plan het vir jou lewe en jou aan mekaar geweef het met 'n baie spesifieke doel. En vir jou gawes en talente en 'n persoonlikheid gegee het. En wat selfs jou ervarings positief en negatief kan gebruik. Om iets groters te doen in hierdie wêreld as wat jy ooit kan bedink. En sy oë gaan oor die aarde en hy sê, waar is iemand wat bereid sal wees om miskien uit hulle gemaksone te klim en my te vertrou en te begin vra onwaarskynlike goed. Dinge wat onmoontlik lyk. Wie is bereid om gebede groter te bid as wat hulle kan hanteer? Want die is die belofte. En hiermee wil ek afsluit in Efesiërs 3. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, nie jou eie krag, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Jy kan die grootste droom uitdink en die grootste ding uitdink en God kan oneindig meer doen as dit. Die Amplified sê, he can do super abundantly far over and above anything that you dare ask, dream or pray about. Wat kan gebeur in 2026? Hoe kan jou lewe drasties anders te lyk? Hoe kan hierdie wêreld drasties anders te lyk as God deur jou lewe oneindig meer kan doen as wat jy enigstens waag om te bid? Maar wat kan gebeur as jy net begin en jy waag net om sekere dinge te bid en jy waag net om sekere dinge te droom en God kom doen oneindig meer? Dinge wat nie in jou kop bedink kan word of wat enigstens in die wêreld nog ooit kan sien nie. En hy sê, yes, let's go. Want ek het 'n hart vir mense. Ek het 'n hart dat my naam bekend sal word oor hierdie aarde. En dat mense in die vryheid kan leef. En in die goedheid en die liefde wat in my is. En ek wil jou gebruik. Wat kan gebeur? Of gaan dit maar net nog 'n jaar wees? Nog 'n jaar, 52 weke, 12 maande, paar doelwitte, paar vakansies, paar naweke. Ons gaan Desember vakansie, dis see toe. En dis ons jaar. Kom ek bid vir julle. Here, U is die God wat soveel verder kan sien. En ek wil kom vra in hierdie oomblik, Here. Wil U nie kom en dinge kom aanvuur in ons harte nie. Drome wat U het vir ons lewe.
planne wat U het vir ons lewe, maar nie net vir ons nie, vir die wêreld. En ek wil kom vra, Here. Ek wil kom vra, wil U nie drome kom deponeer in ons harte, soos wat U in Josef se lewe drome gedeponeer het nie. Wil U nie in ons die karakter kom bou, sodat ons hierdie drome kan dra nie, en laat ons sal besef, dit gaan nie oor ons nie. Wil U nie vir ons die geloof gee om uit ons gemaksone te klim en te gaan in die rigting wat U vir ons wys nie. Wil U nie vir ons die vertroue gee dat U is goed en wat U doen, en selfs al kos dit ons iets. Wil U nie vir ons die vasberadenheid gee om aan te hou, selfs al is daar tyd tussen die droom wat gegee word en wanneer dit in vervulling kom. Geef ons die geloof om aan te hou, selfs al lyk dit vir die wêreld na ons sin. Kom stuur iets in ons harte, Here. Ek wil kom vra dat U ons sal seën en dat U ons gemeente sal seën, sodat U naam bekend kan word in Bloemfontein, in die Vrystaat, in Suid-Afrika, in die wêreld. Sodat U al die eer en al die glorie kan kry. En dat mense in die vryheid kan leef wat U bewerk het, Here Jesus. Kom doen iets in ons, Here, en kom doen iets deur ons. Ek wil vra dit in Jesus naam. Amen. Amen.